Abba Vader, what a powerful name it is. Here Jesus, daar's geen naam soos U naam nie. Daar's geen naam meer kragtig, daar's geen naam sterker, daar's geen naam met meer autoriteit nie, daar's geen naam met meer gesag nie, daar's geen naam wat berge skuif, behalwe U naam nie. Here, die woord sê dan, selfs die demone weet wie Jesus is, en hulle sidder. Dankie dat ons vanoggend weet, wat het is om vriende van God genoem te word. U noem ons vriende. U het met ons verhouding. U het fellowship met ons. Wat 'n voorreg om in vriendskap met U te staan. Dankie dat die doel nooit was om die mens te verwoes nie. Johannes 3:18 sê, ek het nie gekom om julle te oordeel nie, maar om julle te red. Dankie vir redding. Dankie vir vrymaking. Dankie vir restaurasie. Dankie vir genesing. Dankie vir antwoorde. Dankie vir voorsiening, vir deurbrake. Die lys gaan aan en aan en aan. U hand is so op elkeen se lewens. Dankie, al maak die lewe nie vir ons sin nie, dit maak vir U sin. Al verstaan ons nie, U weet. Al lyk ons partymal bietjie dof in omstandighede, is die lig wat die pad weer duidelik maak. Dankie dat ons aan U kan vashou vandag, wetend dat dit wat U vir elkeen van ons beplan, is ver meer amazing as wat ons ooit kon imagine. En ons eer U daarvoor in Jesus naam alleen. En almal sê saam, amen. Julle kan sit. Die tieners kan uitgaan saam met JC en sy span. Prys die Here. Is daar enigiemand hier wat lief is vir Jesus? Ons het 3. Prys die Here. Ek weet die ander is nog in hulle groeifase. Ek verstaan dit. Amen. Amen. Het jy 'n Bybel hier vanoggend? Dis okay, ek het een, so jy is veilig. As jy nie een het nie, wat het ons altyd gesê? hoe die ou kerk gesê altyd, gaan sit langs 'n Christen, hulle het altyd 'n Bybel by hulle. Amen. Ja, want van daai ouens wat sy Bybel by hom het, wat gevaarliker is, as party ouens wat nie 'n Bybel het. Amen. Is almal okay? Is julle reg? Is julle gereed? Sê vir jou al langs jou, jy's nie gereed nie. Amen. Nee, Here help ons vanoggend. So ons is besig met 'n preekreeks wat sê vat die pad. Amen. Met ander woorde, ek weet nie wie van julle het al op 'n punt in jou lewe gekom waar jy net moeg is vir omstandighede soos wat dit is nie. Amen. En jy wens jy kan net iewers 'n reset button druk. Amen. En hoop alles verander net, of hoop dinge gaan net weg, of party mense so graag in geloof, wat noem jy dit, 'n magic wand, simsalabim. Wie weet agtergekom, daai werk ook nie. Amen. Wie weet dit al gewens vir beter tye. Maar ons weet wens werk ook nie. Dis is om 'n genie se lampie te vryf. Amen. Ons het nie 'n genie nie, ons het die Heilige Gees, prys die Here. 'n Genie gee jou net 3 wense. Die Heilige Gees gee jou ewigheid van antwoorde. Dit help. Wie van julle weet hoe werk 'n genie? Amen. As jy mos om die houertjie vryf, dan kom daai blou spook uit. Dan sê jy het 3 wense, nee. Amen. Jy het mos 3 wense. Amen. Is ek reg? Julle almal wat al die stories gekyk het. Amen, skud julle kop, ja, het julle al repent, nie ek gram. Prys die Here. Dis soos die ou wat daai lampie vryf en die genie kom uit. En hy sê vir die genie, help my. Ek sukkel met my skoonma. Ek kry haar nie verstaan nie. Ek het antwoorde nodig. Genie sê, sorry, jy's op jou eie. Jy kry nog 'n wens. Hy sê vir die genie,
Ek soek asseblief, laat my vrou saam met my meer romantiese stappies in die gun shop sal hê. Sien, dis die beste Valentine's gift, is om met jou man in die gun shop te loop en sê, yes liefie, dis mooi, vat daai in, yes liefie, dis mooi, vat daai in. Amen. En die genie sê, hoe goed wil jy jou skoonmaak hê? So, amen. Ons is besig met 'n preekreeks, en dit gaan daaroor om veranderinge in ons lewe te bring, nie net om waar ons oor begin nie, maar voor begin. Waar ons onsself 'n goeie einde beloof. Amen. En ons het gepraat, die eerste week, toe praat ons oor, daar's 3 mites wat mense glo in hulle lewe, wat ons gesê het, daai goed werk nie. Amen. Wie van julle kan dit onthou? Okay, wat was hulle? Is maklik om ja te sê, tot julle moet onthou. Amen. Wat was die eerste een? Ervaring maak jou wyser. Amen. Wie van ons weet dit werk nie? Maar geëvalueerde ervaring maak jou wyser. As jy gaan sit en met daai ervaring gaan werk, sien waar het ek foute gemaak, sien wat het gebeur, insig kry, dan word ek wyser. Amen. Wat was die tweede een? Nou dat ek beter weet, gaan ek beter doen. Wie van julle weet, daai werk ook nie. Daar's baie goed wat ons beter weet, maar dan doen ons nog steeds die verkeerde ding. Amen. Ek weet, dis nou nie julle nie, dis ons nou ander landse mense. Amen. Amen. Met ander woorde, ons het geleer dat die feit dat jy beter weet, beteken nie jy gaan beter doen nie. Nie voordat jy leer om selfdissipline te hê. Amen. En die derde een was gewees, ek hardloop by tyd uit. Amen. En ons het geleer dat tyd is eintlik 'n bate. Tyd is jou vriend. Want tyd leer jou om bietjie geduldig te wees. Tyd leer jou dat jou oë oop gaan. Tyd leer jou dat jou hart weer kan omgee. Tyd leer jou dat jy weer kan vertrou. So, tyd is nie jou vyand nie, tyd is jou vriend. Verlede week het ons gepraat oor own your piece of the pie. Amen. Ons het gesê, jy kan jouself nie in 'n beter toekoms in blameer nie. Amen. The thing you blame gaan homself weer herhaal in jou lewe. So solank jy die blame op 'n situasie plaas, gee jy daai ding legal right om altyd in jou lewe te wees. En ons het gesê, voordat jy kan deel met daai probleem, moet jy eers kyk wat's jou piece of the pie. Het ons so 11 goed gegee om vir jou te laat besef, hoe maklik is jou deel in die piece of the pie. Amen. Om te sê, mense het vir jou gesê, pas op vir hom, hy is nie goed vir jou nie, maar jy het teen dit gegaan. En op die einde van die dag, dis jy die een wat gebroken en seer is, want jy het nie geluister nie, dis jou piece of the pie. En ons het 10 ander geneem. Amen. Hierdie week gaan ons, is week 3, gaan ons praat oor, nou dat ek weet, ek het my piece of the pie, en ek weet wat het ek, hoe verander ek nou my lewe? Hoe verander ek my denke? Amen. Want dis die groot ding, dis maklik as iemand vir jou sê, jy moet verander. Want ons sê so maklik, ek is my lewe lank 'n Siebrits. Al ons Afrikaners is dieselfde. Die van der Merwes maak almal so. Amen. So ons sit onsself in 'n boksie en sê, dis wie ek is, los my uit. So ek gaan nie verander nie, want dis wat ek ken. En dis die grootste vrees van verandering, is vernuwing. Mense wil nie vernuwe nie. Mense like om die ou self te wees. Hulle like om te wees soos hulle was. Hulle like om daai mindset te hê. Gister het ek die voorreg om vir Tannie Annetjie te doop. En ons sit daar onder in gesels en ons praat oor so baie goed. En ek onthou iets van my eie storie en dit ry my gister net weer so raak oor hoe groot is God. Ek vertel die storie van ons het eendag whitewater rafting gedoen. Die van julle wat nie weet dit is nie. Amen. Dis daai wat jy op 'n kanoe klim, maar jy is so groot as 'n seekoei. Dit werk nie lekker nie. En somewhere toe flip daai kanoe en die girl wat saam met my op die water is in daai rivier wat afkom, druk ons onder die klippe in. En ek voel die klimme ding nie teen my op en ek besef is sy en ek gooi haar uit in die stroom, dat die stroom haar vat en ek sit nog vas daar onder die klippe. En ek het die Here, toe dien ek die Here
so 'n kort rukkie, en ek sê vir hom, ek's okay, jy kan my kom haal. As ek vandag doodgaan, is ek veilig. Ek het daai vrede. En terwyl ek onder daai klip sit, voel ek letterlik asof 'n mond teen my mond druk en vir my asem blaas en ek begin asemhaal onder die water. En daar haal ek asem tot my kop rustig is en ek onthou, okay, wat het die gids gesê, as jy so vasgedruk word, maak jouself so styf as moontlik soos 'n boomstom, dan sal die water jou uitgooi, want die water weet nie wat om met jou te maak nie. As jy slap lê, druk hy jou maklik vas. En ek skop myself waar styf en koen, uit is ek in die stroom. Swem kant toe. En ek is like, hierdie was vandag, net so. En dit kan verkeerd loop, maar prys die Here, ek was so vinnig al onder en ek's uit. En dan kom 'n ou na my toe, hy sê, ek het 'n video geneem. Hy was oor die 4,5 minute onder die water. En ek besef dat 10 het God vir 'n engel gesê, gee vir Koos bietjie suurstof. Amen. Want hy het geweet, iewers in die future, moet ek 'n verskil met my lewe maak. Amen. Dis waar Job ingekom het in my lewe. Alhoewel my begin klein is, sal my einde groot wees. Soos gesê het, wat sê daai song? I see myself in the future, and I look much better than I look right now. Amen. God het nooit perfeksionisme verwag nie. Hy het opregtheid verwag. Kan ek en jy eerlik met onsself wees? En my en jou grootste challenge is ons gedagtes. Amen. Is hoe dink ek anders? Daai rethinking, nie overthinking nie. Ons het laas keer gesê, overthinking is soos 'n passer. Amen. Al in die ronde. Dis al wat dit doen. Maak jou, dis soos om 'n rocking chair te ry. Hou jou besig, maar vat jou nêrens nie. Ons het gesê, 99% van die goed waaroor jy al ge-worry het nooit plaasgevind nie. Maar jy het daaroor gestres. Is ek reg? Jy het ge-worry. Jy het gevoel, dis die einde. Jy het gevoel, hierdie gaan ek nie maak nie. En die Here kom en elke keer het hy jou daardeur getrek. Ek kan ook hier sit volgende en voel, maar ek ken nie God nie, ek weet nie eers of ek met God so 'n verhouding het nie. Weet jy wat's amazing, ek het in my lewe gevind, en die woord sê dat God was by my nog voordat ek hom geken of gesoek het. Romeine 5 sê dit so mooi, sê, terwyl ons nog vyande met God was. Wat's vyande? Is wanneer jy iemand nie deel van jou lewe wil hê nie. Hy sê, terwyl ons vyande met God was, het hy sy liefde aan ons bewys, deur vir ons te sterf. En ek besef vanoggend 'n ding, 4 uur vanoggend sit ek in bid en ek kom hierdie ding by my op en is like, ek het gedink later, ek wil dit iewerste gaan neerskryf, nou sê ek dit sommer, dan kan julle dit vir my neerskryf. Is hierdie ding van, Jesus het geen garantie gehad, as hy vir my sterf, dat ek hom gaan lief hê nie. En nog steeds het hy dit gedoen. Nog steeds het hy dit gedoen. Amen. En ek besef dat in my lewe, om te kon snap wat God se droom vir my lewe is, moes ek uit my kop uitkom. Want ons grootste tronk sit hierso. Dis waar ons onsself die swaarste straf, dis waar ons onsself die meeste afbreek, dis waar ons onsself die meeste sleg maak en verneder, dis waar ons vasgevang sit met onvergewensgesindheid, wraak, haat, teleurstellings, sit hier binne. En ons sluit onsself in daai tronk toe. Seer kry, swaar kry. En veral as ons nie antwoorde kry nie. Amen. En baie keer dan sê ons hierdie sê ding, time heals. Amen. Tyd maak gesond. En ons almal weet dit werk nie so nie. Tyd maak nie gesond nie, God maak gesond. Tyd leer ons verstaan. Tyd leer ons om te sien hoekom. Tyd leer ons om te verstaan waarom. Tyd beteken nie ek weet nou nie. Tyd sê God weet nou.
Amen. En dis wat vertroue in God beteken. Laat al maak my nou nie sin vir my nie. In God se nou maak alles sin. Die hele prentjie maak sin. Amen. As 'n ou in die Bybel, ou Paulus, hy het vir ons sekere tips gegee hoe om anders te dink oor goed. Sien, Paulus was een van daai weird Christene voor hy Christen was. Was hy 'n Fariseer. Amen. Daai ouens wat ons altyd sê, loop met die Bybel onder die blad, nee? En die duiwel somewhere else. En omdat hy 'n Fariseer was, en in die begin van Christendom was nooit Christendom genoem. Die naam was die weg. Amen. Want Christus was the way, the truth and the life. Dit het bekend gestaan as die weg. Amen. Hierdie is die weg van lewe. This is the way of life. En Paulus wat 'n Fariseer was, hierdie het teen die Joodse leefstyl ingeskop van reël en regulasie en wet, want in Christus het mense agtergekom, ons is vry. Die Heilige Gees in my, as ek Jesus aanneem, bring die verandering. Nie 'n klomp reëls en regulasies nie, dit sit my in 'n boks waar ek moeg word. Wie het net al agtergekom, as jy probeer reëls nakom, hoe moeg word jy? Amen. As jy probeer al hierdie wette onderhou. Mense moan oor Adam en Eva, het ons gesê, kon nie eens een wet regkry. Hulle het met hom gesag. Amen. En toe kom Moses en hy gee 10 wette. En toe kom die Fariseërs en hulle skryf nog 693 ander wette. Plaas ons nie die eerste een gehou. Amen. En nie kom hierdie klomp ouens, en Paulus werk vir die manne wat die wet moet onderhou, en besluit hierdie ouens wat die mense leer, jy kan vry wees in Christus, sonder om 'n slaaf van wette te wees. Besef, die ouens gaan vir ons moeilikheid maak, en sy werk word om Christene te persecute. Hy vervolg hulle, gooi hulle in die tronke. Dis seker waar die eerste selkerke begin. Gooi hulle in die tronke. Amen. Jesus pastoor, ek wil so graag 'n selgroep hê, regtig. En Paulus wat al hierdie mense vervolg, laat doodmaak, in tronke gooi. Op die pad na Damaskus loop hy om in Christus vas, die lewende woord van God. Nie die dooie letter nie. Want dis wat Paulus vir ons skryf. Dat die letter van die wet maak dood. Amen. Dis al wat die wet kan doen, dit kan jou veroordeel. Maar die lewe in Christus bring lewe. En ek kan nogal imagine, toe Paulus op die pad van Damaskus Jesus ontmoet, en Jesus sê vir hom, gaan. Nou moet hy oor die eerste apostel se huis gaan klop. Almal daar binne, dis Paulus. Hy's like, nee, ek het verander. Wie van julle het al daai gedink? As iemand dit vir jou sê, ek beloof ek sal nie weer nie, ek het verander. Wie van julle was al so teleurgestel? Amen, daai jammer sonder berou, nee. Ek's jammer, maar hulle verander nie. Nie so Paulus. Ek het verander. Ek het Jesus ontmoet. Ek kan dink hy man nou was skepties. Amen. Of dink julle was almal so heilig? Broer, kom in. Sit net jou swaard buite, kom in. En Paulus se impak is so groot dat hy skryf 2/3 van die Nuwe Testament. Amen. Ek lees hierdie week een was mos Valentynsdag. Amen. Hulle sê ja, as jy nie 'n briefie vir Valentyns gekry het nie, lees net vir Paulus, hy het baie briefies geskryf. Amen. 1 Korintiërs 13 is ook 'n love letter. Paulus kom en hy skryf hier volgende, Romeine 12 vers 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. In this,
This is your true and proper worship. Hy kom en hy sê, en dit wat God alles gedoen het, as jy Romeine deurwerk, baie mense sê altyd vir my, waar moet ek begin my Bybel lees? Gaan werk die Romeine deur, dat jy die storie van jou leer ken. Amen. Want Romeine vertel jou die storie van jou, hoekom Christus vir jou. En hy sê, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Amen. Holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Paulus sê, hier is die manier hoe jy oor jouself moet dink. Hier is die manier hoe jy oor jouself moet dink. Wie van julle weet, ons dink nie almal oor onsself so die woord sê ons is nie. Wie van julle het al jouself kastei met gedagtes? Wie van julle word kwaad vir jouself en jy's 'n bad persoon en jy's so sleg soos jou, whatever jy dit wil noem. Net nie vir haar sê, sy kook soos haar ma nie, nee, laat sy dit self sê. Ons het hierdie gedagtes en hy sê, come on, daar's iets wat gebeur wanneer jy God ontdek. Jy moet jouself anders te sien. Wie God jou gemaak het, is 'n offer vir hom. Met ander woorde, die lewe wat ek nou leef, dis my aanbidding. 'n liedjie is nie aanbidding nie. 'n liedjie is 'n expression van my liefde vir God, van my verhouding met God. Dis wat 'n liedjie is. Dis hoekom party liedjies jou raak ry, want jy's op daai plek in jou lewe waar daai song met jou gees praat, want dis jou expression aan God, en jy wil nog saam sing, en die volgende oomblik sing jy daai onderwater Swahili. Jammer, alles. Amen. Ek sal die ouens wat so hard lag, gaan ek niks oor hulle sê nie. Hulle verstaan waarvan ek praat met musiek. Amen. Hy sê, alles wat ek en jy dink, alles in wat ek en jy doen, alles wat ek en jy praat, is 'n lewende offer aan God. Amen. Met ander woorde, dis wat hy sê waar hy skryf en sê, in Efesiërs, my en jou lewe is 'n oop brief, in Korintiërs sê hy dit weer, ons lewe is 'n oop brief. Hy sê, mense lees nie hulle Bybel nie, hulle lees jou. Die wêreld gaan nie in die Bybel lees nie, want die wêreld glo nie in God nie. Die wêreld lees my en jou wat sê ons leef God. Hulle kyk of hulle Christus in jou lewe sien. Iemand het eendag gesê, as ek en jy 'n oop brief is, ons lewe 'n storie is vir mense om te lees, is it worth reading? Of wil hulle net 'n paar blaaie aangaan? Party gaan eers terug, hulle jou verlede kyk, waar kom jy vandaan? Amen. Trust my, ek het nog niemand ontmoet wat God volhartig dien, wat 'n maklike verlede gehad het. God was nog elke keer die uitkoms vir elke persoon wat somewhere in die lewe gebroken was. Elke struggle is die setup vir 'n wonderwerk. Elke drama wat jou pad kom, is 'n geleentheid vir God om vir jou deurbraak te bring. Want dis wat God doen. Amen. Dis wat hy doen. Vers 2 sê, do not conform to the pattern of this world. Die een vertaling sê, moenie gelykvormig word aan die kultuur van die dag nie. Wat is die kultuur van die dag? Wat is die kultuur van die dag? Watter kulture het ons? Waar is julle nou? As julle almal so stil, moet ek die mic omstuur en kry elkeen 'n sêbeer. Daar agter in die cheap seats. Sê weer? Keeping up with the Joneses, ja, en hulle is bankrot. So hulle moet 'n front voorsit. Ja, wat nog? Keeping up with the Joneses, wat nog? Rebelsheid. Hoekom is ons rebels? Ons het dit aangeleer. Ja, nee, New York. I want it my way. Wie het agtergekom, my way is 'n versekeringsmaatskappy.
Wat jou nie beskerm teen die wil van God nie. Wat nog? Ek kan dit self doen. Amen. Wat se kultuur het ons nog? Ons sosiale kringe. Amen. Wat se sosiale kringe het ons? Jou groepies waaraan jy behoort. Amen. Dis 'n kultuur. En baie keer sluk daai kultuur ons in. Amen. Ek onthou jare terug, ek het altyd gesê, ons familiefoto's het ons nie van links tot regs gestaan nie. Ons was van regs tot ver regs. En dan was ek my eie foto. Maar ek het nie in daai groep ingepas nie, hulle was te maklik vir my. Amen, want my politiek het heeltemal van die muur afgeval. Toe kom ek tot bekering. Toe sê ek vir die Here, okay, jy wil ek moet vir jou werk, maar jy moet 3 goed verstaan. Nommer 1, ek sal nooit 'n pastoor wees nie. Ons weet hoe dit uitgewerk, nee. Toe sê ek vir hom, ek sal nooit in my lewe Engels praat nie. En ek weier om met swart mense te werk. Wat doen die Here? Die eerste 7 jaar van my bediening preek ek net Engels in swart kerk. So ons sê, kom ons sorg net bietjie jou gesindheid uit. Sien, as jy nou wil werklik hê die Here moet vir jou iets gee, sê vir hom nooit nie. Nee, ek sal nooit by die manne aanpraat nie. Paulus sê, moenie gelyk word aan die tradisie van die dag nie, moenie gelyk word aan die kultuur van die dag nie. Hy sê, moenie word soos die wêreld om jou is nie. Hy sê, be transformed. Amen, word getransformeer. Wie van julle Transformers gekyk? Amen, dis 'n total change, amen. 'n lorry word 'n amen. Dis 'n transformasie van oud na nuut toe. Die een wat so lyk glad nie so nie. Die klere is dieselfde. As God jou transformeer, jy gaan nog dieselfde smile hê, dieselfde hairdo hê, behalwe julle vrouens se change mos met die moed. Amen. Party moet make-up opsit, anders herken jou foon jou nie. Want toe jy facial recognition gedoen het jy make-up opgehad. Ek het so gespot by ons troue, reën het so, al die vrouens se make-ups was af. Almal, ek is like, nou weet ek hoekom, drink jou man. Ek moes repent na die tyd. Ek moes repent na die tyd. Repent ek nog steeds. My vrou het gepraat. Amen. Wat sê Paulus vir ons? Don't simply live like everyone else lives. If you do what everyone else does, then you'll end up where everyone else ends up. As jy die crowd volg, gaan jy net soos die crowd eindig. Amen. Net dooie visse gaan stroom af. Iemand moet stroom opgaan. Amen. Ek onthou 1998 is ek in 'n motorongeluk en ek het gewys dat 'n Land Rover is the best 4x4 not on tar. Ek het nie gedink hy kan so baie keer rol nie. Amen. En ek is in die hospitaal en ek is daar uit en gebroken en gebreek en woon 'n jeugaand by Brits by 'n kerk, en ek het al vir julle vertel, daar was 'n girl wat ek gelike het, en dog ek, sê my pel, sy gaan kerk toe, nou gaan ek ook maar kerk toe. Wel, toe ontmoet ek die Here, ek het daar nog tot vandag toe nie ontmoet nie. Maar toe laat ek nou daai kerk, want die jeugpastoor daar, sy koppie was stil en kalm soos myne, en nou was een aan by die spur, en hulle beroof die spur. Maar voor ons spur toe gaan, want daai tyd het jy nog spur toe gegaan vir koffie as jy 'n tiener was, want dit was cheap. Nou gaan jy spur toe, want jy het kinders, want jy wil hulle besig hou. Want spur is nie meer cheap nie. Amen. Want hulle het nog daai tyd bottomless koffie gehad vir soos R3.
Ek moet my vrou oud is ek kan nie onthou nie. En in die kerk sit ek en die Here gee vir my 'n skrif, Psalm 39:5, ek onthou dit tot vandag toe. En hy skrif sê, man at his best is merely a breath. En ek sien die prentjie letterlik is, God hoef net so te maak, en ek's weg. Net so. Nou is ek nog 'n nuwe Christen, ek is nog bietjie dom. Daar's nog baie van die ou kultuur in my. Dis soos in die volgende oomblik, ons kuier. En nou hulle skree hier, down, en ons so kyk, hulle besig om die spur te beroof. Amen. En my pel wat hierso sit, slat hulle met 'n pistool en hulle klap die girl wat 2 van my plekke van my afsit met die platte aan, sy's op die vloer. Ek spring op, dis nog na die motorongeluk, hierdie arm van my is in gips. Hoe moet jy weet, ek's in 'n sling, ek's in gips, maar ek wil boks. En my ou lag so toe hy my sien, dis nee, hierdie ou is gebroken, ek gaan hom verder breek. Hy het vergeet, ek's my ma se ander kind. En ek sla die ou en hy val en ek speel nou maar verder met hom sokker, want ek kan nie heeltyd slaan nie, my arm is gebreek. En ek hoor net 'n ander een skree, shoot him, shoot him, shoot him. En ek draai om in die holle ou met 'n pistool en my pel wat die jeugpastoor uit was, spring voor hom in. En die ou staan en hy druk die pistool so ver van sy bors af. Dalk 12 centimeter. En hy sê vir hom, today you're gonna die. En hy ook sê vir hom, nee. Sê ek weet wat is die profesie oor my lewe, ek gaan nêrens. Die ou lag en hy trek die skoot. Skoot gaan af en hy tref sy karsleutels in sy been en stop so ver van sy been se pyp af. Die ou trek weer die skoot, niks gaan af nie. Hy laat val die geweer, toe gaan hy af. Hardloop hulle. Die ou wat ek toe nou al getigtig het hulle toe nou kom haal, want hy kon toe nou nie verder hardloop nie. Maar die ander is weg. En dit het my so gevang, hierdie pel van my huis toe hospitaal, maar ek lag so voor, nou is hy in die been geskiet. En hy sê, hy bid en prys die Here, ek is reg. Nee. Ek sê, Johan, hy sê, ja. Ek sê, check jou been. Kom, ter die bloed sien, toe pas hy. Toe lag ons. Kry vir hom ambulans, hier moet blykbaar die bloed sien nie. Ek kan 'n skoot vat, maar ek wil net nie my eie bloed sien nie. En ons is hospitaal toe, en hy staan, en almal is gewauw. En hy skrif die hele tyd broei in my. Wat sê, man at his best is merely a breath. En daar verstaan ek, dis net God se genade. Maar daai ou het 'n oortuiging gehad, wie's Christus in hom. En dit het my lewe verander. Want ek was happy met kerk toe gaan, maar ek het nog nie Christus gehad nie. Sien, many people come to church, but they don't come to Christ. Daar's baie kerkgangers, maar daar's nie Christus volgers nie. En dit het my lewe verander, want toe besef ek wat die Here vir my in daai skrif gesê het, hoe maklik kon dit verby gewees het. Hoe maklik kon hy dood gewees het, hoe maklik kon ek dood gewees het. En dit het my gehelp met vernuwing. Want wanneer ek reg is vir vernuwing, is verandering maklik. Maar as ek net reg is vir verandering, is vernuwing moeilik. Wanneer ek reg is vir vernuwing, dat ek voel ek kan nie meer wees wie ek is nie. Dis nie wie ek is nie, alles hier binne in my skree teen dit. En jy weet, iets moet verander. Dit begin hierso. Dit begin hierso. En dis wat Paulus vir ons sê. Dis wat hy vir ons sê. Dis soos wie bak koekies, wie gebruik daai molds, wat die koekies mee bak. So almal lyk dieselfde. Amen. Amen. Moenie 'n koekiekatter Christen wees nie. Almal probeer so dieselfde wees. Almal probeer so inpas. En God het my en jou nooit gemaak om in te pas nie. Hy het ons gemaak om uit te staan. Hy het ons gemaak om lig en duisternis te wees. Amen. Ek het nou die dag te post ek te sê, Jesus het nie gekom om van slegte mense goeie mense te maak nie. Hy het gekom om geestelike dooie mense geestelik lewend te maak. Dis 'n verskil. Almal wil goed wees.
Maar niemand wil opreg wees nie. En dis wanneer ons, as jy nou nog gesê het, keep up with the Joneses. Dis wanneer ons in kompetisie met mense kom. Want ek probeer wys, either ek so goed of jy, soos jy, of ek is beter as jy. Amen. En ons begin ons meet aan wat het ander mense. Die ou ry 'n ZX14, jy ry 'n ZX14. Hier ou ry 'n CBR Honda, jy bid vir hom. En so probeer ons met mense opmeen. Daai vrou het nou vir haar so 'n rokkie gekoop, môre is jy op Shein en jy koop dieselfde rokkie. Amen. Of Timo. Die feit dat die rokkie dalk mooi lyk aan haar beteken nie hy gaan by jou pas nie. Want jy's nie sy nie. Amen. Dis is om vir my gumboots te gee. Gumboots en my kuite loop nie saam nie. As ek haar eerste tree gee, dan druk hy so uit. Want hy maak die bo so 'n bobbel, lyk of hy by my gesteek het. Hy gumboot staan so dik, want hy wil nie opskuif. Sê my een pel eendag, smeer hom Vaseline. Het werk ook nie. Amen. Die gumboot sit net stywer. Maar as jy daai voet oplig, dan gaat hy. Dat is hy. Presies daai. Moenie toelaat, laat jou wêreld jou vorm nie. Vorm jy jou wêreld. Moenie toelaat dat omstandighede vir jou dikteer hoe jy moet wees nie. Jy het die naam van Jesus. Jy dikteer jou omstandighede. Jy sê vir die berg, gaan. Werp jouself in die see. Jy sê vir die omstandigheid, jy gaan nie vir my 'n struggle word nie, jy gaan vir my 'n blessing word. Ek gaan nie toelaat dat hierdie ding my knak nie, hierdie ding gaan God eer bring. Ek en jy kan vooraf besluit, hoe gaan hierdie ding uitspeel. Ons kan vooraf besluit, hoe gaan hierdie situasie ons raak. Ek sê altyd, as ek al vir elke keer wat iemand iets sleg vir my te sê en my polse moes kou, het ek al sonder arms rondgeloop. Want ek moeilik gepreek, want ek wil beduie. As ek elke keer wat iemand oor my karakter iets negatief gesê en op 'n hoopie moes gaan sit, moes ek nou al my eie tafelberg gaan. Maar prys die Here, die woorde van mense bepaal nie wie ek is nie, God bepaal wie ek is. Beteken dat ek's perfek? O nee, want jy die verkeerde pastoor gekies. Maak ek foute? Absoluut. Gaan ek jou partykeer teleurstel? Verseker. Gaan na daar wees wat jy my meer like? Amen. Gaan na daar wees wat jy my minder like? Amen. Probeer ek jou as prins irriteer? Nee. Kom dit natuurlik? Verseker. Partymal verras ek myself. Ek's van daai ouens, partymal wil ek net iets sê om net so geskok soos jy te lyk as dit uitkom. Maar ek het geleer ek moet 'n wag voor my mond sit. Maar Suid-Afrika, daai ouens stryk baie maklik. Amen. Wie van julle het al woorde gesê wat jy hoop jy kan net so terugtrek? Wat jy sê, eintlik moes ek stil gebly. En wie van julle agtergekom die nagevolge van daai woord word nie met 'n jammer net gefiks nie. Wat as ons iemand se gees sny, is 'n dieper wond. Klap my eerder. Amen. As iemand eendag gesê het, om op iemand te skree in jou gesig gebruik 211 spiere. Om te klap net 17, dis minder moeite. Dis hoekom die woord sê, draai die ander wang. Amen. Moenie klap nie. Ek het, klap het maklik gekom. Klap het natuurlik gekom. Want dis so ek groot geword. Fiks alles met 'n klap. Amen. Want ek is geleer van kleintyd af, om te onthou, sit jou save button op die linkeroor. Hoor jy wat ek vir jou sê? En dan is die mense rustig dan. Hulle het gehoor. Amen.
Later toe gebruik ek die verskoning wat die Bybel sê, tugtig die mense wie jy lief is. Ek is lief vir jou. Doen dit nie oor dit lekker is nie, ek doen dit uit liefde uit. En ek het dit verkeerd verstaan. Ek vertel je nog, ek het die gym waar ek gegym het, 'n selgroep gehad. En ons al hierdie klomp gym bodybuilder ouens aan die selgroep. Ons ek hierdie klein ouetjie tussen hierdie groot ouens. En die een ou hy's Hendrik se lengte, maar hy's so 1,5 keer my breed. Hendrik staan geop, as hulle wonder hoe lank is jy. Daar's Hendrik en hy staan nie op 'n stoel nie, né? Hendrik se weer daarbo is anders as ons in die onder. Ja, as jy vir Hendrik sê kniel, dan sê vir hom nie lê eerder, want as jy kniel is jy kyk jy hom in die oë. En nou is hierdie pel lank en hy's groot. En nou is die sel, nou challenge ek hulle, gaan hierdie week uit en vertel vir iemand van Jesus. As ons volgende week weer by mekaar kom, dan hoor ons almal se stories. Kom almal terug, nou vra ek vir jou. Hy sê nee, hy was te skaam, het was moeilik. Dis reg, ons sal weer probeer. Vir jy, nee, ek het vir iemand vertel. Nee, ek kon nie. 2, nou kom ek by die groot man, en jy? Sê pastoor, 27 ouens na die Here toe gelei. Ek tog, gebore evangelis. Ek sê, vertel vir ons jou resep. Hy sê nee, ek tel hulle so op, en sê ek, neem jy Jesus aan? Dan sê hulle ja. Toe sê ek, okay, ons moet 'n bietjie met jou strategie werk. Amen. Daai, doen dit in liefde. Ons moet net daai ding aanspreek. Amen. Wie vind al agtergekom hoeveel effort vat dit om aan te pas by mense? Om deel van 'n groep te wees. En ons is bereid om deur daai effort te gaan, want ons wil belong. Amen. Jy doen wat hulle doen, van dan pas jy in. Jy doen wat hulle doen, dan pas jy in. Jy doen wat daai doen, dan pas jy in. Op die einde is jy so confused soos 'n verkleermannetjie op 'n Smartie box. En later weet jy nie meer wie jy is nie, want jy het jou identiteit verloor om te probeer soos die wêreld om jou wees. Sien, wanneer jy ophou aanvaarding soek, sal die regte mens jou lief hê. As jy ophou aanvaarding soek, sal die regte mense jou lief hê. Maar jy moet vrede maak met wie jy is. En wie is jy? Jy's kind van God. Ons sing dit, I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. Fear is die valsheid wat maak, laat ons toelaat, laat omstandighede en mense bepaal wie ons is. Ons is bang vir verwerping. Amen. Ons is bang vir mislukking. Dis wat vrees doen. En vrees kry later die oorhand, dat jy vrees glo. En dis hoekom Paulus sê, vernuwe jou denke. Hy sê, renew your mind. Wat beteken dit? Begin anders dink. Kyk na die situasie en vra jouself, gaan ek toelaat dat hierdie ding vandag weer oor my lewe heers? Of gaan ek oor hom heers? Ek het vir 'n maatskappy in die stad gewerk en ek het 'n toesighouer gehad. Eenmal 'n week was ek die objek van iets verskriklik. Elke keer aan dink ek, as jy nie 'n vrou was nie, het ek jou met die kop geslaan. En dan blaas hy in my gesig en sê, in my gesig. En een oggend bid ek sê, Here, jy moet my help met die vrou. Hy sê vir my, het jy al ooit gedink dat dit nie sy is nie? Dat iets met haar gebeur het, en omdat jy my represent as kind van God, val sy eintlik vir my aan en nie vir jou nie. Die lig in jou irriteer die demoon wat haar dryf. En ek gaan daai oggend werk doen. En hier kom die vrou en sê, En ek sê vir haar, weet jy wat, jy het Jesus nodig. Hy is lief vir jou. En haar bars sy in trane uit, maar sy huil. Sy sê, ek weet ek is ver van die Here af. Ek weet ek dien hom nie meer nie. Is my skuld. Nee, hier gaan sy groot. En ek is like, wat nou, Here? Hy sê, bid vir hom.
nou bid ek maar vir hom. En ek is daar weg by die company en seker 10 jaar terug, ja 2016, 15, by 'n toy-run loop ek haar. Stap ek na toe en ek gaan groet haar. En sy sê, jy sal nie glo het my lewe verander na daai dag nie. Sien, partymal weet mense, hulle weet hulle is nie reg nie, maar hulle weet nie om dit te fix nie. Maar jy wat God dien weet. Partymal het mense net 'n woord nodig, partymal 'n drukkie, partymal 'n glimlag. Jy al gesien hoe maak jy iemand by die tolhek se dag helderder deur net te vra, hoe gaan dit met jou? En jy net voor die ry sê, kon net vir jou sê, Jesus is lief vir jou ook. Dan kom hy tande so wit soos Colgate dit nie kan maak nie. Partymal het mense net nodig om te hoor, God is lief vir hulle ook. En dit verander hulle hele dag. Amen. Maar ons is so vasgevang in ons wêreld. Ons weet nie meer hoe om 'n blessing te wees nie. Ons dink 'n blessing gaan oor geld. Nee, jy is die blessing. Ons dink altyd gee gaan oor, ek moet geld gee. Nee, jy moet jou lewe gee. Dis die lewende offer. Dis ek en jy wat Christus is, daar waar hy nie is nie. Dis die blessing. Sien, renew in Grieks beteken restore. Amen. A renewed mind is a restored soul. Jy kan slegs hier begin verander as jy toelaat dat God hier werk doen. Want dan besef jy, ek kan nie meer dink soos ek gedink het nie. Wie het al agtergekom? Vandat jy die Here dien, dink jy aan baie goed nie meer soos jy gedink het. Skielik hoor jy daai stemmetjie wat sê, voor jy dit sê, voor jy dit doen, dink net vir 'n oomblik. Want hoekom? Wat leer hy ons? Ons is nie meer daai persoon nie. Jy is nie jou fout nie, jy het 'n fout gemaak. Jy is nie jou verlede nie, jy het 'n verlede. Jy is nie wat met jou gebeur het nie, dis 'n gebeurtenis wat plaasgevind het. En daai ding kan net oor jou lewe heers, solank as wat jy hom verblyf reg gee. Solank as wat jy hom hier binne huisves. Daai hak kan net hak as jy hom hier binne toelaat. Ek gaan altyd daai bad persoon wees. Ek gaan altyd hierdie seer hê. Ek gaan altyd die mislukking wees. Ek gaan altyd die een wees wat nêrens inpas nie. Ek onthou toe ek 1998 op die hospitaalbed lê, reg om dood te gaan na my motorongeluk. En ek lê daar en ek sê vir die Here, kom haal my. Weet jy, 'n keer in my lewe het ek al vir hom gesê, kom haal my. Elke keer het hy anders besluit. En ek lê daar en ek sê, kom haal my. En hy sê vir my hierdie stunning woorde, wil jy nie nou hê nie. Ek is like, ek dog jy like my. Hy sê, ek like jou, maar ek is nog nie klaar mee. Ek sê, maar my probleem is, ek pas nêrens in nie. Hy sê, perfek. Want ek wil nie jy moet inpas nie. Jy het nog nooit in jou lewe ingepas nie, maar jy is jou hele lewe lang gemaak om uit te staan. En later jare toe leer ek, die Here wil nie net hê ek moet uitstaan nie. Hy wil hê ons moet oorneem. Want dis wat liefde doen. Liefde oorweldig enige haat. Amen. So wat gebeur? Wat gebeur as ek my mindset begin verander? Nommer 1. Jy begin minder in jouself twyfel en meer God vertrou. Jy begin minder na jou eie vermoë kyk. En jy het 'n groter verwagting dat die Here gaan opdaag. Jy kyk na al die mislukkings in jou lewe en jy begin hulle celebrate, want hulle vertel jou storie.
Sien jare terug het ek my swart springhaas storie vertel, uit oorwinning uit. Nou vertel ek hom as deel van my belydenis van verandering. 'n Swart springhaas. Ek gaan dit nie sê nie, wil julle moet wonder. Sien ons almal uit te verlede. Weet jy waar die Here met my begin werk? 1996 het ek tot bekering gekom. April 1996, 24 April 1996. Soos een van die dae 30 jaar. 'n maand voordien kuier ons in Potchefstroom John, upstairs was die plek se naam. Nie omdat dit belangrike mense was nie, net dit was op die eerste verdieping. Maar jy het so lang trap gehad wat jy opgaan. Net so kort trappie, 3 trappies en jy by die deur. En ons is die aand kuier ons daar. En ons vat 'n bietjie, meer as wat nodig is. Amen. Dit was half die standaard van ons almal se lewe, meer as wat nodig is, oorvloed. En daai aand speel ons een van ons games. As iemand met die trap opkom, as hy op die laaste trap en opkom, dan slaat jy hom. Kyk ons wie kan 'n ou die verste terugslaan. En daai aand kom 'n ouetjie op. En toe hy laaste trap so gee, slaat ek hom. En hy mis al die trappe. En hy val op die paving. Sy skedel kraak oop. Nou almal skarrel, hulle steek jou in die jol weg, die polisie kom, die ambulans. Jy hoor jou mors dood, laat die oues dalk dood. Hulle stuur 'n klomp van sy vriende na die college toe waar ek geswat het om 'n uitkenningsparade te hou. Maar as jy 'n klomp ouens is wat landbou swat, dra almal 'n bokkiebaard of 'n baard. Dit is nogal moeilik om ouens uit te ken in die donker. En dan soek jy hulle in die lig. En so daai hele storie net weggeraak. En 26 April gee ek my hart vir die Here. Ek sit in my koshuiskamer en ek voel die teenwoordigheid van God kom in, want ek het groot geword met 'n ma wat die Here dien. Ek het presies geweet dis die Heilige Gees. En ek voel hy in my kamer instap. Ek sit in swat en ek moet wydingsleer skryf. En die Heilige Gees sê hierdie woorde vir my: wie gee jou die reg om my skepping so aan te raak? Val. En ek voel hoe stap hy weer ein. Ek staan op, ek stap tikkieboks toe. Het ons nog tikkiebokse gehad. Met 'n kaart. Bel my ma wakker. Ek sê ek wil my saak met die Here regmaak. Kan nie meer nie. « 15 jaar gaan verby. Wat ek aan daai ou ding. Hoeveel keer het ek al vir die Here gesê, ek is jammer. Hoeveel keer het ek al vir die Here gesê, sê vir daai ou, ek is jammer. Sê vir hom, ek is jammer. Een oggend bid ek weer vir hom en die Here sê vir my, is jy werklik jammer? Ek sê ja. Hy sê, sal jy dit vir hom sê? Ek is, ja. Want ek weet ons wag en ek vir hierdie ou kry. Ja. Hy sê nee, is reg. Ek so rustig die oggend by die huis en ek gaan gou Pick n Pay toe. Kom in my Pick n Pay trolley. Toe ek so in daai ry indraai. Toe draai hy in daai ry. En die oomblik toe hy my sien, die vrees wat oor hom kom, breek my hart. En ek besef ek het dit aan hy gedoen. Toe hy my sien, toe is hy bang vir sy lewe. En ek stap na hom toe. Ek sê vir hom, ek skuld jou 'n verskoning. Ek sê, daai aand het ek jou so geslaan en daarna het ek my saak met die Here reggemaak en ek vra al die jare vir die Here. Net om vir jou te sê, ek is jammer. En hy sê vir my, nadat jy my daai aand geslaan het ek my saak met die Here reggemaak.
Hy sê, ek vra al 15 jaar vir die Here om vir jou te sê, ek is nie kwaad vir jou nie. Ek vergewe jou. Die daai tyd staan ek in daai ou snot en traan en huil en Pick n Pay. En ek besef, net God kan restaurasie bring wanneer jy dink daar's nie hoop nie. Net God kan verander wanneer jy dink, ek het gedog ek's okay. Ek het mos jammer gesê. Soms wil die Here hê jy moet die mense face of hulle jammer sê. Partymal is dit moeilik. Party van hulle is al dood. En ek ken baie mense wat wens hulle kan teruggaan om vir 'n pa of 'n ma jammer te sê, of vir 'n kind jammer te sê, of 'n oom of 'n tannie of 'n boetie of 'n sussie. Maar ek glo my hart gaan uit na jou toe. Want baie keer is dit ons eie gedagtes wat ons grootste las is. Maar is net God wat dit kan verander, wanneer ons dit vir hom gee. Dis net hy wat vernuwing kan bring, wanneer ons nie weet hoe nie. Is om by hom te gaan stop. En baie keer vertel ek baie van my verlede, grappenderwys, want van die goed is snaaks, maar van die goed is rou. Ek kon eers my lewe regmaak, toe ek werklik berou het, nie net jammer is nie. Jammer is cheap. Want ons sê jammer, en doen ons maar net weer dieselfde ding. Dis eintlik daar het ek geleer, jammer is net manipulasie. Kry jou van my nek af. Maar ware berou is 'n veranderde lewe. Sien wanneer God ons denke vernuwe, begin jy jou verlede celebrate anderste. Nie vir hoe stout en mal jou koppie was en die gemors wat jy aangejaag het nie. Maar laat deur dit alles het jy lewenslesse geleer om ander mense te help. Ek onthou eendag, ek het 'n pel wat 'n jeugpastoor was. Ek het met die young adults gewerk en hy met die tieners. En hy sê eendag vir my, hoekom kom praat al my stoutste tieners met jou? Ek sê, want jy is te soet. Hulle kan nie met jou relate nie. Die goed wat hier in jou lewe gaan is om ander mense te help. Dis wat ek moes leer. Die gebeure in my lewe was wel my dom besluite. Maar op die einde van die dag het God se wysheid dit lewenslesse gemaak. En ek kon ander mense help. Is daar mense wat nog steeds my kwaad is? O ja. Is mense wat nog steeds jou verlede teen jou. En 10-1 gaan hulle. Want verlede week se preek sê, nie voor jou piece of the pie ou nie, gaan jy altyd ander mense bly. En jy gaan daai situasie altyd in jou toekoms inbring. Dan word hulle gaan altyd vir my kwaad wees, want hulle sien nog nie hulle piece of the pie nie. Hulle sien net jou nie. Maar jy hoef nie daar te sit nie, want jy kan vandag besluit, ek is nie my fout nie. Ek is nie wat ek gedoen het nie, ek is nie wat ek gesê het nie. Ja, ek het aangejaag, maar dis nie wie ek is nie. Ek kies vandag om anders te wees. Ek kies vandag om nie te begin. Ek kies vandag om my geleenthede wat my pad kom, wat my moet vernietig, om te swaai, dat dit lewenslesse word, dat dit blessings word. Laat my lewe lig dra, nie duisternis nie. Dis keuses wat ek en jy elke dag maak, tot vernuwing. Tot vernuwing. Wat sê Paulus, wat gebeur wanneer ons gedagtes vernuwe? Vers 12 sê, then you will be able to taste and approve what is God's will. His good, pleasing and perfect will. Sien, hy sê, wanneer jy reg is vir transformasie, dan begin jy eers God se wil sien vir jou. Ja. Jy gaan nooit God se wil sien as jy vashou aan jou seer, vashou
aan jou gebeure, vashou aan jou vernederings, vashou aan jou foute, kan jy nooit God se wil sien nie. Dis wanneer ek daai goed vir God gee, dan kan ek ontvang. Dis wanneer ek daai goed gaan neerlê, nie nou terug gaan met die stofsuier en dit weer gaan optel nie. Los dit nie. Is dit moeilik om dit by God te los? Ja. Want baie keer sien jy mense in die straat en hulle herinner jou aan daai ding. En jy moet jou hart bewaar. En dis wat God so amazing maak. Die probleem is, om net spyt te wees is nie genoeg nie. Spyt wees is nie genoeg nie. Spyt wees verander nie sake nie. Baie mense is net spyt omdat hulle uitgevang is, want as jy nie uitgevang is nie, sou jy nie spyt gewees het nie. Jy sou net aangehou doen net wat jy doen. Dis hoekom die fake jammer kom met spyt wees. Maar ware berou sny jou hart. Wanneer jou hart breek vir die dinge wat jy verkeerd gedoen het, sodat jy verandering kan bring in jou toekoms. Daar's 7 assumptions wat ons maak. Ons almal ken die woord assumption, amen. Assumption is daai ding wanneer jy eindig en sê, wat het my besiel? Wat het ek gedink toe ek dit gedoen het? Wie van julle het al dit gesê? Wat het my besiel? What was I thinking? Amen. En dis wat assumptions is. Assume. As you, me. Assume. Assume beteken somebody's gonna be as you or me. En normaalweg is dit die een wat assume wat die is op die einde van die dag. Die eerste een. If I find the right person, everything will be alright. As ek die regte persoon gekry het, sal alles reg wees. Wie van julle het dit geleer? Daar's nie 'n ding soos die regte persoon nie. Die enigste way hoe jy die regte persoon kan kry, is om God toe te laat om jou die regte persoon te maak. Dan sal die regte persoon jou raak sien. Amen. You don't get what you wish for, you get what you change for. As nou weer. You don't get what you wish for, you get what you change for. Die verandering wat jy toelaat, is wat iemand gaan soek in jou. Amen. Dis hoekom ons reël moet wees, eerste met onsself. Daar's geen groter trekpleister as eerlikheid nie. Ons almal sê, wees eerlik, tot jy die pilletjies uitdeel. Dan is hy pil bitter. Wie van julle het al aan daai kant gestaan waar die waarheidspilletjie bietjie bitter is? Jy voel, okay. Dis altyd as iemand my bel en sê, pastoor, ek het jou eerlike opinie nodig. Sê ek, in hierdie situasie, soek jy my eerlike opinie, of wil jy net 'n goeie opinie? Nee, ek moet hoor wat ek moet hoor. Nou ja. Kom ons draf op. Gaan dit jou gewild maak, o nee? Want mense soek goed wat sag op die oor is. Amen. Ek klap nie met 'n poeierkwassie. Die Here het my groot arms gegee. Oor moet oop. Amen. Nommer 2, my situasie is uniek. Dis een van die grootste assumptions wat ons maak. My situasie is uniek. Nee, jy is uniek. Ons almal is in dieselfde situasie. Hoor mooi, jou situasie is nie uniek nie. Daar's ander wat swaar kry, daar's ander wat hartseer is, daar's ander wat haat, daar's ander wat gebroken is, daar's ander wat nie het nie, daar's ander wat babbelas het, daar's ander wat al daai goed het. So jou situasie is nie uniek nie, jy is uniek. Dis hoe jy jou situasie gaan verder vat, wat bepaal hoe gaan die einde van die situasie lyk. Dis die verskil. Amen. So dat mense vir my sê, ek is uniek soos al die ander mense. Nee, jy is net uniek soos jy. Al die ander mense is nie so uniek soos jy.
Hulle is wel uniek. Amen. Nommer 3. Is nie reg wat ek doen nie, maar die Here weet dit maak my bly. En hy weet ek wil net gelukkig wees. Mooi Afrikaans, die Here ken my hart. Hy sê, pas op vir jou eie hart, hy's vol ewel. Ja. Amen. Ek weet dat die Here wil dalk hê ek moet beter optree in die situasie, maar hy weet hierdie een is nou net, dis vir my, dit maak my bly. Pietie maak my bly. As jy Pietie se track record kry, kyk is daar nie baie bly mense. En dan gaan iemand jou waarsku teen Pietie, en dan gaan jy sê, niemand gaan my geluk nie. En dan luister jy nie, en dan volgende week sit jy hier, Here, hoekom het Pietie dit aan my gedoen? Want jy luister nie. Is ek reg? Daar is mense na my toe kom, ek kom na jou toe vir raad, nee, jy kom nie na my toe vir raad nie, jy kom na my toe vir 'n opinie. Hoe kan jy dit sê? Want elke keer wat ek jou raad gee, het jy in elk geval jou eie ding gedoen. So jy kom vir 'n opinie. En jy hou nie van die opinie nie, dan gaan jy in elk geval jou eie ding doen. Dan gaan jy môre oorkom en sê, ek verstaan nie, hoekom gebeur dieselfde goed met my nie, want jy maak dieselfde keuses. Nie voordat jy beter keuses maak, jy gaan niks verander nie. Amen. Pastor Johan het so sê ding, DBDBL. Don't be dof, be lekker. Amen. Ek het altyd gesê, moenie useless wees nie. Toe word ek aangespreek. Jy mag nie vir mense sê hulle is useless nie. Nou sê ek, wees asseblief meer bruikbaar. Amen. Jy moet weet, if it's not right, things won't turn out all right. Nommer 4. As ek net hierdie ding gehad het, dan sou ek happy gewees. Jy kan self daai gap vul. As ek net hierdie ding gehad, dalk sit 'n persoon, dalk sit 'n kar, dalk sit 'n werk, dalk sit 'n huis, dalk sit 'n whatever. As ek net hierdie ding gehad het. As jy nie eers satisfied is met wat jy het nie, sal geen nuwe ding jou kan bly maak. Jou kan satisfy nie. Selfs 'n 13de check is net tydelik. En wie van julle was al bly as jy 'n 13de check kry? 'n Bonus. Yes, ek het 'n bonus gekry. Volgende week, al wat jy het is slippies. Timo, Shein. Dit moes goedkoper as checkers. Ek weet nie waar koop mense nie, my vrou doen dit. Amen. En dan lewer sy dit af by Nicole, want 60 se motorfiets ry nie hier nie, maar hy ry hulle lang grondpad, ek verstaan dit nie. Amen. As jy self daai blank moet vul, is die vraag, kom ek vra hierdie vraag. Het jy al 'n persoon gesien wat 'n tattoo kry wat net een het? Ek weet nie hoekom gaan jy terug vanoggend nie, ek weet nie. Julle mense met tattoos, ek verstaan dit nie. Liefie, ek wil net graag net nog 'n baadjie. My man het nog 'n paar skoene. Is nie so erg nie. Ek dra die ander, want my vrou het my gesê, moet jy so baie gewere hê? Ja, jy kan nie met almal gelyk skiet nie, ek weet. Maar ek kan vandag met die een skiet, môre moet daai een skiet, en 'n ander dag met daai een. Toe besluit die Here, kom ek gee jou goeie hart, saai, amper al jou gewere. Bless ouens wat wil jag, wat nie weet hoe nie. Help die jonges om te skiet, want die jonges kan nie. Amen. Daar's jonges wat nie weet hoe change jy 'n tyre nie. Ons moet hulle help. Ek weet nie wie van julle kan steak braai nie, maar ek het my dogter reggeleer.
En sy is by 'n familie-event en al die neefies sê, ons gaan vir jou braai, sy sê, staan terug. Ek braai my eie vleis. Sy braai haar ramstytjie, maak soos ek, sny hom op, laat almal proe. En almal is like, ja, wat jy geleer braai? By my pa. Sien, ons probeer partymal so hard. Hier is die mooi sêding, wat sê altyd, hoekom goed koop wat jy nie nodig het nie, om mense te impress wat nie van jou hou nie. Wat is die doel op die einde van die dag daarvan? Hoeveel goed het jy al gekoop met skuld wat jy nou vandag nog in die skuld sit, maar nie een van die mense is meer in jou lewe vir wie jy dit gedoen het. Nommer 5. Ek besit is beter as ek wil hê. To owe is better than to want. Nee. Want hoeveel goed wat jy besit, lê net in 'n kas. Lê net op 'n rak. Lê net in 'n garage. Sien, op die einde van die dag versamel ons drama waarmee ons nooit deel nie. Ons versamel gedagtes, ons versamel emosies, ons laat toe dat die dinge wat met ons gebeur het, dinge wat met ons gebeur het in ons huidige lewe die sê het. Ou verhoudings, ou mense, ou werke, ou gebeurtenisse. O my baas, o my ex, o my werk, o my dit. Die enigste wat nie kan kla oor 'n ou kar nie, is 'n ou wat 'n Alfa ry. Want niemand gaan hom by jou oorkoop nie. Jy het hom for life. My pa het altyd so gesê. En dit is so belangrik dat as ek op daai punt kom van ek moet dit hê teenoor om altyd te wees oor het ek dit werklik nodig, begin met what was I thinking? En dit is nie altyd maklik as jy moet own up op jouself nie. Dit is nie maklik om met jouself eerlik te wees nie, maar weet jy wat, wanneer jy met jouself eerlik wees, sien ander mense dit. En dan glo hulle jou. Mense kyk of ek en jy practice what we preach. Daarom het ek geleer, preach what you practice. Is minder moeilik. Hou by dit wat jy doen. En laat God toe om die res te verander. Want dan verander wat jy doen ook. Wie van julle het al probeer 'n beter mens wees en dan kom dit nie reg nie. Van môre af gaan ek meer geduld hê. Van môre af gaan ek minder vloek. Tyd toe ek nog gedrink het, vandag hou ek op drink. Wat doen jy vanmiddag? Klaar vergeet, daai is in die verlede. Ek sien jou. Tot die dag wat ek sien, hoe my gewoontes my vrou verwoes. My kinders verwoes. My lewe verwoes. Dis die dag toe ek kom besluit, something needs to change, and that something is me. Op 'n ander blameer. Dis my pa se skuld, want my pa het so gedrink. Dis my ma se skuld, want my ma het so rondgeslaap. Sê, jy hoef ook in jou tuinhekkie te wees, en los te wees. Wees 'n skuifhek, sluit toe. As een vir die vroue oggendliffie, is jy 'n skuifhek Christen vrou? Of is jy net so los ekkie? Sien, dis hoekom ek nie 'n spreker daar is nie. Asseblief nie. Die volgende een, nommer 6.
My geheim is veilig by my. Die eerste keer wat jy down is, af is, kwaad is, as jy bietjie gewyn het, hier is iets interessant. Wie van julle weet die hele Bybel bestaan uit numeriese waardes? Met ander woorde, woorde het gewig. Hy het 'n nommer, 'n getal aan hom wat vir hom 'n gewig gee, 'n waarde gee. Amen. Dis nou freebie, ek gaan nie offerhande opneem hiervan nie. Wyn en geheim met presies dieselfde numeriese waarde. Die ou wat 'n geheim kan hou is ver van wyn af. Die ou wat swaar is op wyn kan nie 'n geheim hou nie. Meeste mense wat ek ken, wat al toegesluit is, so goed wat hulle in hulle lewe verkeerd gedoen het, het hulle self weggegee terwyl hulle gedrink het. Of as hulle kwaad is. Want woede is 'n revealer of secrets. Niks maal so maklik die masker af as separation. Kan net iemand uit jou lewe uit, dan sien jy wat kom uit. Val die maskers af. Want jy is mos nou nie meer in die groepie nie, jy is nou in daai groepie. Hy verkleer mannetjie Christene. By Pietie is ek so, by Sannie is ek so, by Jannie is ek so. En op die einde van die dag wonder ek om jy nie die vriend het nie, want almal sien hoe jy rondspring en skade maak. Nommer 7, die belangrikste een. Seks sal die probleem oplos. Seks los nie probleme op nie. Seks maak meer probleme. Seks complicated. Sien, dis ook om God seks gebeure het vir binne in die huwelik, nie buite die huwelik nie. Want buite die huwelik kom dit met komplikasies. Want buite die huwelik kom hierdie fights van, maar ek het myself vir jou gegee. Jy het my beloof. Ek is die enigste een vir jou. Hoe as ek meer van my vir jou gee? As jy my werklik lief het. En al wat ons doen is, ons maak onsself meer en meer en meer seer van dit complicated dinge. Dis hoekom dit heilig vir die huwelik is. Want dan is dit 'n blessing. Buite die huwelik word dit 'n kus, dit word 'n tool van manipulasie. En ek sê dit baie keer, as ek met mans werk en by manne daar praat, is like, baie ouens is bang vir sy vrou, want hy is bang hy kry nie noekie nie. Want sy wil hom oorheers met daai ding. Sien, dis nie God se plan nie. God se plan is, dat ek en jy in 'n verhouding, in 'n huwelik staan. Paulus sê dit so, Paulus is baie hard hierop, hy sê dit, vrou, jou liggaam behoort nie aan jou nie, hy behoort aan jou man. Man, jou liggaam behoort nie aan jou nie, hy behoort aan jou vrou. Hy sê die enigste tyd wanneer jy nie in daai verhouding van intimasie kan staan nie, is wanneer dit daai hormoonseisoen is. En dis wanneer ons mans dan sukkel om te bid, Here, is dit hormoon of demoon? Help my met daai gedrag wat ek nou kry. Sien, God is nie teen seks nie. God is teen seks buite die huwelik, want dit breek die egtheid en die intimasie en die eer wat die huwelik aan hom bring. Seks is vir God mooi, want hy het dit create. Hy wil hê jy moet lekker kry. Hy wil hê jy moet dit geniet. Seks is God se restore knoppie. As ek
voor huwelikse kursusse met koppels doen, sê ek, as jy gefight het, maak op. Dit reset alles. Maak op. Dan sê ek vir die mans, moenie net 'n fight piek om op te maak. Maar seks is nie alles nie, maar seks is lekker. Seks is nodig, seks is goed. Maar seks moet jou nie dryf nie, want dan is dit jou afgod. Sien, 'n vrou se seksdrive werk mos op punte. Jy moet 'n sekere hoeveelheid punte kry. Dan slaan jy die jackpot. Ting! Sien, jy kan die hondekos gee, die tuin nat maak, jy kan die bediende gaan aflaai, jy kan al daai goed doen, dan tel jy 15 punte, dan kom jy by die huis, dan sê sy, geluk, 1 punt. Ons man sê, sy moet net aan jou vat, 1000 punte. Ons man se seksdrive werk anders. Jy word gebore, jy het 'n seksdrive, jy gaan dood. Hulle sê vrouens sit vat langer en dan as hulle ouer word en dan, maar ons sal ander dag oor die seks praat in die huwelik. Amen. Ek wil nog 'n reeks daaroor doen, oor verhouding. Hoe kosbaar is intimacy? Hoe kosbaar is dat God 2 mense word 1? Dis soos die grootste wonderwerk. Sien, in die wêreld wil ek en jy moet dit cheap maak, en as jy dit nie doen nie, dan is jy 'n freak, want dan pas jy nie in nie. Maar almal doen dit, prys die Here, my naam is nie almal nie. Ek onthou eendag, ek het vir 'n jong laaitie, vir my gesê, ja, maar oom, wat is so verkeerd om seksshows toe te gaan? Ek sê, laat ek net bietjie dink, want ek soek 'n antwoord, maar ek wil ook nou nie net 'n ass wees nie, ek wil die regte antwoord gee. Amen. Wat is dan so verkeerd om seksshows toe te gaan? Ek sê, boetie, glo jy wat jy saai, gaan jy maar, ja oom. Ek sê, besef jy dat jy is besig om grond voor te berei vir jou dogter? Kyk nou, so. Hoe nou? Wat jy aan 'n ander man se dogter doen, gaan iemand aan jou dogter doen. Hou op saad in die grond kry. Skrik om boegel. Ek het 'n pel uitgelaik van daai Pay As You Go tannies. En hy was getroud. En op 'n mannekamp toe ry die Heilige Gees om raak. En een aand toe bel hy ons so 1:00 die nag. Nee. Bel hy my. Antwoord ek. En hy begin met, "Ef jou pastoor, ef jou. Ek sê wat? Hy sê ek is hier, ek het betaal. Maar nou voel ek hier binne, ek wil vir haar bid. Hy sê ek wil nie bid nie, ek wil spyker, maar nou voel ek wil vir haar bid. Ek sê nou bid vir haar. Beste geld wat hy nog in sy lewe gespendeer. Kom net, ons sal vir jou bid. Jou weeg gaan verander. Sien, die Here het 'n ander sense of humor. Daar wat jou struikelblok word, gaan hy jou gebruik om te help. Jou grootste fout gaan nog jou grootste blessing word vir ander mense. Ons kry 'n boodskap hierdie week van 'n jong man vir wie ons baie lief is. En hy sê, ek het nooit verstaan die seer waarna ek was op 'n tyd. Dankie dat julle in daai seisoen was en ons seer, want ek kan vandag een van my vriende help wat daar deurgaan. Jy weet nooit wanneer jou swaarste tyd iemand anders se survival storie is nie. Wanneer jy jou storie vertel, iemand hoop gee nie. Wanneer jy wys hoe God jou lewe kom verander het, iemand anders te sê, dan kan hy my lewe ook verander nie. Ek wil hê jy moet hierdie week vat en gaan dink anders oor hoekom jy goed doen, hoekom jy sê jy so, hoekom jy deel wil wees van dit en van dat. Gaan kry jou mind om dit en sê vir jouself, what was I thinking?
En dan sê vir jouself, what do I need to think? En dan sê jy, Heilige Gees, kom. Soos Hebreërs 9 sê, kom met die bloed van Jesus. Kom was my conscience en my subconscious van al hierdie dooie werke. Sien, hy noem ons foute dooie werke. Hy noem ons verlede dooie werke. Hy noem die goed wat ons met ons gebeur het dooie werke. Want dit alter ons verhouding met hom. Ons het dit gesing vanoggend. The veil was torn. Sien, die Ou Testament in die tempel het hulle 'n veil gehad, 'n gordyn. Hy was 1 meter dik. Dis nie 'n average lappie nie. Dis nie hierdie wat ons doen, hierdie kant gordyn goedjies nie. So die priester het voor daai veil gaan staan. Hierdie hand het hy 'n bakkie wierook gehad. En hierdie hand 'n bakkie met die lam wat geslag was. Sien, wierook in die Ou Testament is worship. Hy het voor daai veil gestaan met worship. En die prys vir sonde. En dan die Heilige Gees gekom en hom deur die gordyn gevat in die allerheiligste. Vandag is ek en jy die worship. Jou lewe is die lewende worship. Die bloed van Jesus wat vir my jou gesterf het, is die deel wat ons skoon verklaar, dat ons in God se teenwoordigheid kan kom. Dis hoekom die veil geskeur het. Jesus het gesê, dat geen mens ooit weet tussen my en jou staan. Kom jy self na my toe. Sien, hulle met die priester moes altyd vir die volk ingaan. Nou sê die Here, nee, it's personal, jy's my kind, en ek wil met jou praat. Jy hoef nie iemand te stuur nie. Kom self. Kom self. Kom bring dit wat so swaar is. Kom bring dit waarmee jy sukkel. Bring jou ongeloof. Bring jou woede. Bring jou trust issues. Bring jou teleurstelling. Bring dit na my toe. Gee dit vir my. Hy sê, dis nie jou las om te dra nie. Hy sê, moenie jouself belas met ander se laste nie. Hy sê, gee dit vir my. Laat ek jou gesond maak. Hy sê, my las is lig. Wat sê hy? As ek hierdie van jou afgevat het, hoef jy nie meer toe te laat. Laat daai seer jou onderkry nie. Daai verwerping. Baie keer verstaan ons nie hoekom die lewe gebeur nie. Eendag doen ek 'n begrafnis van 2 babietjies. Die een was 'n dag oud en die een 'n week oud. Die ma en die pa het so heroïne gebruik, dat al 2 die kinders is gebore met heroïne verslawing. En op die begrafnis, toes die ma en die pa nie daar nie. Dis hulle weer hoog. En ek voel hier binne, ek wens ek kan hulle net kry en hulle aan die keel gryp. En as een van daai gevalle, ek sal hulle sommer self die ewigheid invat. En my hart breek. En my hart breek en 'n ouma kom na my te sê vir my, pastoor, hoekom? Sê jy vir my hoekom? Dis een van daai gevalle wat ek bly is net die Here weer. Maar ek sê vir hierdie. Ek sê ouma. Ek like om van 'n ouma's ouma te sê, ouma bly 'n ouma. Amen. Ek sê vir ouma. Ons wat die op aarde agterbly. Ons sit met die hartseer. Ons sit met die verlange. Ons sit met die gebrokenheid. Ons is die wat gaan huil. Ons is die wat gaan mis. Ons is die wat wonder. Want ons is hierdie kant. Maar wat daai 2 kleintjies nou is. Dink jy hulle is beter af of nie? En sy sê hierdie vir my. Maar sou hulle nie beter by my ook gewees het?
Sien, nou het ek geleer. 'n Goeie opinie is nie altyd die regte opinie nie. Dis kom ek hou nie van as kinders doodgaan nie, want dis vir my die moeilikste ding om te verwek. Ek doen eerder troues. Is 'n makliker preek. Dis hoekom ek sê is daai tyd genees nie. Tyd leer ons om saam met iets te leef. My pa is nou al 15, 17 jaar oorlede. Verlang ek om, ja. Mis ek om baie. Het ek geleer om my lewe sonder om te leef, ja. Is dit altyd maklik? Nee. Is dit soms baie moeilik? Ja. As baie keer tye wat ek hom sou wou 'n vraag vra. Sy opinie. Want hy het 'n ander way of thinking gehad. Hy het wel baie dof grappies gehad, maar het was sy grappies. Ek wil vandag vir jou sê dan, maak die moeilikste moeilik. Die moeilikste moeilik hoef nie 'n ondergang te wees. Die moeilikste moeilik kan deel van jou storie wees. Die grootste pad van vergifnis wat ek moes stap, ek gaan nie meer afsluit. Ek was 'n jong Christen. En 'n pastoor wat ek ken gaan weg en hy vra ek moet sy 2 dogters oppas, hy het 'n tweeling gehad. Toe gaan pas ek hulle op en die een word swanger. Ek het nie geweet nie, ek het 9 maande daarna uitgevind. Sy het haar borsie gehad. En vir jare het ek haar gehad. Want ek was nooit geken in die saak nie. Hoe ek sou voel om my eie kind te hê nie. En dit was vir my moeilik. En die Here is so amazing. Hy stap met my die pad van vergifnis. Wat ek daai familie kon face. Ek moes eers my piece of the pie in, want ek het deel daaraan. Amen, was die windbestuiving. Maar ek moes eers jammer sê vir my piece of the pie. Voor ek kon vryspreek vir hulle piece of the pie. En so maak ek reg om my lewe te leef sonder kinders. En toe moet ek my buurt, my vrou. En sy bring 2 amazing kinders in my lewe. My dogter het my sommer vandag een afgelaai. Sy het vir haar ma gesê, gaan jy met daai oom trou. My seun het bietjie langer gevat. Hy het my altyd my oom Koos genoem. En dan as hy met my wil praat, dan bel hy sy ma en sê, is my oom Koos by die huis. Dan weet sy, is nie 'n gesprek vir haar en vir hom nie, is ek en hy. En hy bel eendag en hy sê, is my oom Koos by die huis. En hy kom na ons toe. En ons kuier, hy sê, my oom Koos, ek het 'n bietjie gedink. As my seun dink, is dit gevaarlik. Want my seun dink anders as almal. En dis kom ek so lief is vir hom. Hy sê, my oom Koos, jy weet ek het 'n pa. Ek sê ja. Hy sê,
maar ek word 'n dad. Sal jy my dad wees? Ja, toe word ek 'n dad. Dus my oom Koos nou hierdie storie uit. Kom vertel ek al hierdie goed vir julle vanoggend. Ek wil hê jy moet besef dat die situasie wat dalk nou nie sin maak nie, is nie die einde nie. Dit waar jy nou is wat dalk buite jou verwysingsraamwerk is van hoe gaan ek ooit hier deurkom, is nie die einde nie. Die feit dat ek en jy nie altyd die uitkom sien nie, beteken nie dis die einde nie. Nie elke muur wat voor jou staan is 'n blokkasie nie, is partymal net 'n steenpilaar, want God wil hê jy moet rus. Sometimes he's not holding you back, he's letting you rest. Want ons sal onsself uitbrand as ons toelaat dat ons gedagtes met ons weghardloop. Net waar jy is, let jou. Maar Vader, ek wil net volgende bid vir elkeen nie. Weder hulle glo of nie glo in gebed nie. Weder hulle glo in U of nie in U glo nie. Weder hulle vertrou in U of nie U vertrou nie. Ek is so bly U is nie afhanklik van ons opinie nie. Want as ek altyd al die negativiteit oor myself moes glo, sonder om U daarin te ken, sou ek al lankal verpletterd gewees het, 10 in 'n gutter opgeëindig het. Maar U genade is genoeg. U liefde is meer as wat ons ooit kon meedeel. U getrouheid is groter as wat ons ooit kan afmeet. U goedheid is daar wanneer ons dit nie eers verdien nie. Maar U is daar. U help. U spring in. U druk deur. U daag op. Vandag wil ek bid vir 'n release oor elkeen, Here, wat vassit hierso in 'n gebrokenheid. Wat nie weet wat ek kan doen nie, wat nie weet hoe om uit 'n situasie te kom nie, wat nie antwoorde het nie. Hulle sit dalk hier vanoggend met 'n smile, maar hulle is verpletterd. Of hulle bid voor. They don't need to keep a straight face when they're broken before you. Ons probeer so graag wys, ons het beheer, maar U het gesê nee, gee oor beheer. Laat my toe. Laat my toe. Help ons om keuses te maak, waar ons nie elke week eindig met, wat het ek gedink nie. Maar waar ons die week kan eindig en sê, dankie vir 'n renewed mind. Dankie dat ek beter besluite kon neem hierdie week. Dankie dat ek beter keuses gemaak het oor my lewe en my toekoms. Dankie dat vernuwing my kan verander. Heilige Gees, ons gee U alleen die toestemming, onvoorwaardelik, om in ons te werk. Ons harte, ons gedagtes, ons emosies. Kom suiwer ons van alles wat ons terug, van alles wat ons keer, van alles wat ons blok. En restore net wie ons is. In die beeld van Christus Jesus. Hierdie pad wat ons met onsself stap in hierdie preekreeks, Here, is nie altyd maklik nie. Is nie lekker om sekere waarhede te hoor nie, want vir so lank het ons dit geglo dat die leuen is ons waarheid en U kom en sê nee, die leuen is jou verwoesting. Ek is jou waarheid. Ek is die weg.
Ek is die lewe. En al wat U vra is ontvang my. Nie al hierdie goed wat ons moet tou spring en blokkie spring en al die goed om reg te wees en perfek te wees nie. U is die een wat ons skoon maak. U is die een wat ons heel maak. U is die een wat ons reg maak. U vernuwe. U verander. U maak gesond. Al wat U sê is vertrou my. Vertrou my. Laat my toe om jou te lei. Dankie Koning Jesus dat U die lewende woord van God is. Wat in ons woon. Wat ons challenge wanneer ons die leuen wil glo. Wat ons waarsku wanneer ons die verkeerde ding wil doen. Wat ons help voor ons 'n dom besluit neem. Dankie dat ons aan U kan vashou. Vir hulp, vir raad, vir wysheid. Dankie dat ons nie ons lewe hoef alleen te leef nie. U plaas mense in ons lewe wat Christus weerspieël en ons nader aan U bring. Stuur vir ons almal meer sulke Christusmense. Maar meer as dit help ons om Christus te wees vir ander. We get what we sow for. Laat ons saai dit wat ons wil maai. Help ons in ons keuses. Help ons in ons dade. Help ons in ons woorde. Dat die lewe wat elkeen van ons leef, vir U sal eer bring. Maak van ons 'n lewende offer, sodat ons lewe aanbidding tot U is. Dat ons lewe aanbidding tot U sal wees. Dat ons lewe expression is van die koninkryk van God. Van die goedheid, van die getrouheid en die grootheid. In alles wat ons doen. Is ons gebed in Jesus naam volg. As jy dit glo, sê saam met my, amen.